Is daar iemand wat nog vanoggend voel, Here, ek het genesing nodig? Kind van Here, ek wil nie vanoggend hê dat jy moet uitstap en sê, maar Here, ek het nie die geleentheid gehad nie. Gebruik die geleentheid vanoggend. Jy is in Vader se huis. Jy gaan niemand versteur as jy opstaan en sê, Here, ek het nog nodig. Amen. Jy gaan niemand ongelukkig maak as jy sê, Here, gee my nog nie. Die Here ken jou behoefte en jou begeerte vanoggend. En as jy vanoggend sê, Here, gee my nog, vat nog. Vat tot oorlopends toe vanoggend, dat sy gees in jou kan oploop en volloop vanoggend. Halleluja. Net so waar ons net die Here 'n eer gee, 'n dank gee, dat hy behaag in ons as mens nie. Ek waardeer oomblikke soos hierdie. Kind van die Here, ek wil vir julle sê, dit is vir my lekker. Weet jy wat is vir my lekker? Dit is my lekker as die Here self kom, en hy kom bedien sy volk. Weet jy, dis eintlik wat ons nodig het, is dat God se behoefte is dat hy wil in ons behoefte ook raak sien vanoggend. He wants to fulfill your needs this morning. En vanoggend was dit absoluut vir my 'n wonderlike voorreg. Ek wil vanoggend vir die Here op my hart gelê het in hierdie week.
klop. Klop. Kom klop. Die skrif wat ek daarmee gepaard het vanoggend, is in Matteus 7 vanaf vers 7. Maar voordat ek dit vir julle lees, ek dink dit was Vrydagmiddag, net so Vrydagmiddag, net so voordat ek ry Western Area toe om 'n huisbesoek te gaan doen. En ek lê op die bed en my seentjie kyk. Ek wil nou nie, al is nou nie 'n verkeerde program nie, maar is 'n waar hy kyk Zibby Dibby. Dis nou oor 'n karretjie wat op die grondpad ry. Maar iets wat konstant by hierdie tekenprentjie opkom, sê hy try and try again. Try and try again. Dan, ek weet nou nie, ek het nou nie gekyk nie, maar dan dink ek hierdie karretjie sukkel om uit hierdie grondpad uit te kom, dan kom die stem deur, try and try again. Nou ek wil nie vir jy sê hoeveel keer het ek daai woorde gehoor tot vervelings toe Vrydagmiddag nie. Maar toe ek ry, toe kom dit by my op. Probeer weer. Probeer weer. Weet jy, op 'n stadium toe ek geleer het om fiets te ry, het my pa vir my ding gesê, jy moet vir jou tyd, hy het vir my 'n rympie geleer, wat gesê het, ek kan, ek gaan, ek sal, ek wil. 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 Tot en met ek het reg gekry het. Ek het aangaan trap, tot ek het reg gekry het. En dan het ek geval, dan het ek weer opgestaan. En dan het ek weer begin. Maar weet jy, as ek weer begin het, dan het ek weer met hierdie rympie begin. Ek kan, ek gaan, ek sal, ek wil. Ek kan, ek gaan, ek sal, ek wil. Ek kan, ek gaan, ek sal, ek wil. Ek kan, en ek gaan, en ek sal, en ek wil. Weet die kind van die Here, baie keer dan val ons. En dan weet ons nie wat om te doen. Baie keer, dan voel ons engels wil swik. Dan weet ek nie wat om te doen nie. En dan wil ek eerder ophou. Ek stop eerder, want dit is nou gevaarlik. Het voel vir my ek is buite beheer. Maar weet jy, baie keer is dit waar die Here ons wil hê. Waar jy nie meer in beheer is, waar hy in beheer is. Partykeer moet jy na 'n plek toe vat, waar jy voel, Here, maar nou weet ek nie meer wat om volgende te doen nie. Ek weet nie of ek dit vanoggend mag sê nie, maar ek voel vanoggend die Here bring my na 'n plek toe waar ek voel, Here, ek is nie in beheer nie. Ek weet nie presies wat is die plan met hierdie diens nie, maar weet die kind van die Here, ek moet vertrou dat die Here se planne volwerkende planne is. Ek moet glo dat hy sy werk en sy hand is, dat elkeen wat hier sit, ietsie moet ontvang vanoggend. Weet die kind van die Here dat ons stap baie keer in plekke en dan ons sê dit gereeld vir mekaar. Ek weet nie altyd wat is my doel as ek in 'n plek instap. Laasweek Vrydag, of in die week bel iemand my of hy stuur my boodskap asseblief, kom bid by my huis. Dag daarop, ek het nie cooking clue, ekskuus my Engels, maar ek het nie die vaagste benul wat in die huisomstandighede aangaan nie. Ek stap daarin, en ek stap alleen en gewoonlik gaan my vrou saam met my, en dit is lekker as my vrou saam met my is, want dan het ek daai ekstra geestelike ondersteuning. Ek weet as ek ietsie bid of as ek ietsie kry, dan is daar iemand wat my back, iemand wat saam met my gaan en ek moet daar alleen gaan. Ek staan in hierdie huis en ek weet nie presies in daai oomblik, want nou is buite my comfortzone. Buite my normale beweegruimtes. Dis nie my mense nie, dis nie 'n gemeentelid wat ek kan net met jou, ek kan net doen wat ek wil nie, dis vreemde mense aan my. Maar ek weet nie van u nie, ek is nie altyd lief vir vreemde mense in my lewe gewees nie. Ek was menskie. So my eerste reaksie is ek trek eers 'n bietjie terug. Ek wil eers hierdie saak uitkyk, maar weet jy, die Here druk ons op plekke in. Dis tyd dat jy bietjie buite beheer begin raak. God weer in beheer. Weet jy, as jy 'n kar ry en jy los die stuurwiel en die kar trek so na links, en die kar homself weer na regs kan trek. Jy moet hom ons maar weer terugtrek. Weet jy, kind van die Here, as jy voel vandag
my karretjie trek 'n bietjie links of hy trek 'n bietjie regs. As jy 'n bietjie jou hand van die stuurwiel gaan afhaal, gaan jy sien hoe die Here weer jou karretjie in lyn intrek en weer reguit trek. Dis nie in jou krag wat ek met u wil hoor gesels. Matteus 7 vers 7 sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Weet nie hoeveel keer het jy al by 'n deur gestaan en geklop en gewag dat iemand goed oopmaak. Nou ek kan nou vir dit so sê, op 'n stadium het ek by 'n komplekse gewerk, dan bel hulle my, dan sê hulle, hoor hierso by hierdie huis is daar 'n probleem. Dan loop ek na die huis toe en die deur is so meter weg van die traliehek af, so jy kan nie feitelik by die deur kom, jy moet iemand die traliehek kap om te hoop dat iemand jou hoor. Anders dan vat jy maar 'n stokkie en dan kap jy maar teen die deur. Maar weet jy nie, elke keer wat ek daar gekap het, het ek 'n antwoord gekry nie. Nie elke keer wanneer ek aan 'n deur geklop het, was daar 'n stem aan die ander kant wat sê, hallo, kan ek jou help? Het jy ietsie nodig? Of iemand wat vir my sê ek is op pad. Weet jy wanneer laas het jy by 'n leë deur gegaan en net gaan klop en net gaan luister iemand voor. Weet jy kind van die Here bring dit in my hart op, hy bid. En vir julle sal gegee word. Ek doen sommer ons werk so deurspreek op wat help ons so nou en dan ek in sy lees dit. En in Spreuke daar 'n belofte. Hierdie skrif het vanoggend 'n waarde. Bid. En julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Weet in hierdie week begin ek te besef, Here, is my gebed nog 'n klop aan die deur. Klop ek nog aan die Here se deur as ek bid. Here, maak oop asseblief. Ek weet natuurlik as ek by die Here gaan oopmaak, die Here is nie 'n mens nie, hy's nooit nie tuis nie, hy's altyd daar. Ek weet 100% as ek gaan klop, sal hy vir my oopmaak. Maar kind van die Here, vice versa, hoeveel keer kom die Here nie in ons lewens en hy klop so 'n bietjie aan ons deur en die fight's empty. En daar's niemand om oop te maak nie. So baie keer kom die Here en hy kom klop hier by ons en hy sê, my kind, ek wil bietjie met jou bemoeienis maak. Ek wil bietjie met jou kom, hy vir Saggeus het hy hierdie woorde gesê, kom af, ek wil met jou maaltyd hou. Baie keer dan sê die Here, ek wil eintlik so bietjie met jou maaltyd kom hou. My kind, maak so bietjie die deur oop. Amen. Amen. Maar dan bly die deur toe. Sonder 'n antwoord. Sonder 'n antwoord. Dit vir meer as hier vanoggend buite die kerk moes staan. En ons het kerk gehou en die deure was toe nie geklop en niemand het vir jou oopgemaak nie. Wat sou die reaksie gewees het? Die mense stel nie my belang nie. It's not worth it. Ek wil nie. Gee op. Ek trek terug. Weet jy, in die gebedslewe doen ons dieselfde. Wat ons bid. En as die Here nie antwoord in daai oomblik wanneer ek die gebed nodig het om beantwoord te word nie, dan hou ek op, dan sê ek mos nie welkom nie. Here, ek het probeer, maar dit was nie goed genoeg nie. Ek weet nie wie van hierdie, maar baie keer dan soek ons iets in die huis. Ek sit iets op 'n plek. En dan het ek so wonderlike blonde kop. Fairy wat agter my aanloop partykeer vir een of ander rede. En dan sit sy dit op 'n plek waar ek dit nou nie gaan kry nie. Maar sy weet presies waar sy dit sit. Maar ek weet dit nie. Dan loop ek na die plek toe waar ek dit neergesit het. Waar ek onthou het waar ek dit neergesit het. Dan dit kom, weg. Dan soek ek. En na so 5 minute dan raak ek frustreerd. Want my kop sê vir my, dit was hier gewees.
Waarheen is dit? Dan loop ek na toe en sê ek vir haar, waar het jy my goed gesit? Waarvan praat jy? Dan wil ek my 10 bar opblaas, want jy weet, ek sê vir jou presies waar ek dit gelos het, en nou vra jy my, waarvan praat ek? Jy het dit al weggeskryf, dit was nie ek nie. En na 'n tydjie dan verduidelik ek hom maar weer, en dan probeer ons maar weer, en dan gaan ons rustig, en dan hier in 'n kas, dan sal sy sê, ja, hier is dit, dan haal sy dit uit, dan dink ek my wêreld. So soveel makliker gewees het. Maar weet jy, baie keer is nie elke soektog eindig op dieselfde wyse op nie. Ja. Ek kan vinnig met jou getuienis deel, ek ken so 'n oomie, hy en die tannie is net getroud, en op 'n Sondagoggend, op 'n manier is sy hand in sy sak, en sy trouring is weg. Op hierdie trouring het hulle nou hulle name ingegrafeer, en hulle het nou baie nice gemaak, na 6 jaar trek hy een van sy soetbaadjies aan. En hy vat so hier in die onderkant van die sak, toe die ring weer geval. Maar vir 6 jaar het hy opgehou soek. Vir 'n tyd lank was dit nie meer vir hom goed genoeg nie. Vir 'n tyd lank gee hy op. Want Here, it's all in vain. Dit kom nie op die tyd wanneer ek dit wil hê nie. Ek mors my tyd. Here, klop aan hierdie deur, maar niks gebeur nie. Here, ek het al gebid, maar daar's nie 'n antwoord nie. En kind van die Here, ja, dit gebeur soms, maar weet jy wat? As ons werklik gaan bid, en ons gaan dit vir die Here gee, verklaar die skrif, vir julle sal gegee word. Soek. En soek werklik met jou hart. Dan sal jy dit vind. Ek ken 'n ander oom wat ook op 'n stadium getuig het, dan sê hy verloor iets in sy huis. Weet nie waar dit is nie, dan begin hy te bid. Na so 5 of 10 minute na hy gebid het, dan wys die Here vir hom waar die ding is, dan loop hy soek en dan gaan haal hy dit uit. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Weet die kind van die Here, as ons lank genoeg gaan bly, en ons gaan aanhou, if we persevere, soos die Engelsman sal sê, if we push through, as ons net so 'n bietjie uithou en aanhou vermoë het, dan sal jy die antwoord kry. As ons maar net so 'n bietjie sê, Here, ek gaan nie nou, wanneer die deur nie oopgemaak word, gaan ek ophou klop nie, ek gaan aanhou klop tot en met iets gebeur. Weet jy wat gaan gebeur? Iemand aan die ander kant van hierdie deur gaan roep en sê, hey, ek is hier. Ek is hier. Ons wil vandag 'n kort getuienis met u mededeel. Ek het so vir 14 jaar plus, dalk bietjie minder, dalk bietjie meer vir 'n jong man gebid. Of 14 jaar terug. Hartdeur geprobeer klop so ver as wat ek kon, om bedien op die mees moontlikste maniere wat ek kon. 12 uur in die oggend by sy huis gesit, saam met hulle gebid, probeer om hierdie jong man te oorreed. Hy trek op 'n stadium weg, hy trek Durban toe, en net voor hy van Durban af terugkom, bel ek hom en ek sê vir hom, ek gaan hom maar sê, Boeta, daar's iets, die Here druk jou op my hart, wat is fout? Die Here kom klop aan my deur, vra vir hom, hy, wat is fout? Sê vir my, niks is fout nie, maar ek sê vir hom, die Here druk jou op my hart, wat moet gebeur? En hy sê nee, hy het 'n werksgeleentheid gekry om terug te kom, maar hy weet nie of hy die Here se wil is nie, en ek bid vir hom, kry vir hom 'n antwoord, en ek sê vir hom, wanneer hy terugkom, wees net versigtig saam met die ouens om met wie jy gaan werk. Moet net nie gaan doen wat hulle doen. Ek ken hulle. Hulle is mooi, hulle is oulike mense, of as ek mooi mense. Hulle is wonderlike mense, maar hulle het slegte gewoontes. Hy kom terug, besluit hy gaan nie vir my luister nie. Op Woensdag aand nooi ek hom na my huis toe. Op daai stadium was ons in Elsburg, in die gemeente, en ons het huissel by die huis, ek nooi hom na my huis toe, en hy kom by my huis aan, en hy sê vir my, waar daar instap, ek hoop nie dis vanaand te bid hier nie. Want as dit 'n bid hier is, dan ry ek nou. En ek het hierdie hek toegemaak, en ek sê vir hom, right, ek het die remote in my hand, ek sê, wil klim terug in jou kar ry. Klim terug in jou kar en ry. Ek het jou nie vir enige ander, ek hou hier nie onder valse voorwendsels, jy weet, Woensdag altyd by bid hier aan,
Ek het jou nie onder valse voorwendsels hier, ek het jou genooi, want die Here klop aan jou siel, die Here klop aan jou hart. Ja, maar julle moenie wild bid nie. Ek sê vir hom, man, kom net in. Hy kom in, en hy kom sit daar. Weet die kind van die Here, hy stap daai hand uit, so 4, 5 jaar daarna praat hy glad nie met my nie. Glad nie met my nie. Kwaad vir my. Kwaad vir my omdat ek hom roep, en omdat ek weet dat daar is ietsie in sy lewe wat moet gebeur. Dis kwaad vir my. Die Here klop aan sy deur, maar hy skaf dit af. Hy wil dit 'n empty deur hou of 'n empty room hou aan die ander kant. Hy wil dit leeg hou. Maar die Here klop aan sy deur. Hy's kwaad vir my. Laas jaar wonder gaan werk ek by sy boetie se huis, daar waar hy werk. En hy moet met my vrede maak. Hy moet met my praat. Hy het nie 'n keuse nie. Na die tyd sê sy boetie vir my, weet jy wat, hy was kwaad vir jou gewees. Ek sê vir my, ek verstaan nie hoekom nie. Niemand het hom forceer nie, ek was nie lelik met hom nie. Ek het hom inteendeel die donderdagoggend na die woensdag toe ek by my huis gehad het ek hom gebel, het hom gesê, hey, as jy kwaad is vir my, vergewe my. Rarig. Ek het dit nie gedoen om snaaks te wees nie, niks buitenaards het gebeur nie. Maar weet die kind van die Here baie keer, dan druk die Here. Hy klop, hy klop, hy klop, hy klop. Weet jy dat die Here is baie keer meer geduldig as ons in hierdie ding. Hy gaan aanhou klop. Hy gaan aanhou klop, want hy weet daar's iemand daar binne. Weet jy, ek besluit ek los het. Ek kan niks hier aan maak nie, ek het my jammer gesê, ek het hom vergewe, ek het hom vrygespreek. Ek kan niks daaraan doen nie. So 'n maand terug, bietjie minder as 'n maand terug, bel hy my of hy stuur vir my 'n boodskap, wil asseblief met jou kom praat. Ek sê, dis reg, kom praat met my. Ek sê, ek wil eintlik met jou kom regmaak. 'n Paar dae later, dan iemand my, pastoor van 'n ander gemeente, sê vir my, die sonder wie sit hier voor my, of wie gaan ek met jou organisasiehoof aanstel? Hou wou glad nie die Here doen nie. Sy sal nie vir my aanstel nie. Sê nie, vertel my, sê vir my, hey, dankie Here. Thank you Lord Jesus. The Lord prevails. Hy is 'n oorwinnaar. Kind van die Here, dit gaan nie gebeur op die oomblik wanneer jy dit wil hê nie. Wil jy ietsie vanoggend kom leer? Baie keer bid ons en ons dink ons bid vir nie. Weet ek het gebid vir daai jong siel. 14 jaar later kan ek vanoggend getuig die Here geantwoord op 'n gebed. Die Here het beantwoord op 'n gebed. Dit het lank gevat. Maar ek sê vir vandag, 'n gebed is beantwoord en dit is al wat saak maak. Because God does not hy luister nie wanneer jy bid nie, hy luister reeds. En hy weet wat is die regte tyd. Hy gaan aanhou klop. Hy gaan aanhou klop. Hy gaan aanhou klop. Totdat daai deur oopgemaak is. En ek kan vanoggend vir sê, weet jy, toe ek jou oproep kry, het vreugde in my hart gehad. Nie omdat dit iets is wat ek gedoen het nie, maar omdat die Here daai deur oopgekry het en hierdie jou ingegee het aan die klop aan jou deur. En nog kind van die Here, ek kan dit vanoggend vir jou sê, baie keer in ons lewe is daar geklop aan jou deur. Maar die Here sê, wil jy maar nie net so 'n bietjie oopmaak nie. Wil jy maar nie net vanoggend net so 'n bietjie oopmaak dat ek vanoggend met jou bemoeienis kan hou nie. Wil jy nie vanoggend toelaat dat die Here met jou ontmoet? Ek wil net vers 8 tot 4 lees. Hy sê, want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Weet jy, kind van die Here, as ek kan sê vanoggend, ek gaan, ek sal, ek wil. I'm gonna try and I'm gonna try again. Weet jy, al werk het nie in hierdie oomblik nie, gaan ek dit weer probeer. En al werk het nie met my volgende probeerslag nie, dan gaan ek dit weer probeer. Weet jy, kind van die Here, ek kan vir jy sê dat ek dink dat ek dalk van Christus se velde in praat.
En ek dink merk ook en 'n paar ouens wat sit vanoggend wat sport gedoen het of rugby gespeel het. Na daai eerste tackle gaan jy gaan sit. Is nie 'n kans nie. Gaan weer probeer. As jy tackle gemis het, gaan jy nooit weer tackle nie. Is nie 'n kans nie. Gaan weer probeer. François sal ook weet vanoggend, die klomp van ons. Maar wie kind van julle dit 'n tyd geword en ag ek kan dit vanoggend vir julle so sê. Ons weer 'n bietjie begin probeer. Amen. Ja, amen. Gaan ons aanhou probeer. Halleluja. Amen. Gaan ons probeer tot en met kingdom come, tot en met Jesus terugkom. Weet jy dat vir 14 jaar lank, en ek weet nie of jy weet hoe lank is 14 jaar nie, maar vir my was dit 'n leeftyd. Maar om na 14 jaar getuienis met u te deel, van iemand wat tot oorwinning gekom het, is vir my 'n oorwinning in my lewe. Want ek weet, I know the effort. Ek weet van die geklop. Ek weet van die gebed. Ek weet van die gesoek. Maar ek wil u vanoggend herinner, dat ons so 'n bietjie moet bid, so 'n bietjie moet soek, so 'n bietjie moet klop. Kan ek vir vanoggend sê, ek sien so 'n prentjie in my gedagtes van gebed, soek en klop. Ek wil hê ek kan dit nie illustreer soos ek dit sien nie. Maar vat gou iemand, as hulle op hulle knieë is, soek hulle makliker, want hulle is nader aan die grond. Ja. Niemand wat klop, terwyl hy in daai posisie is, gaan gehoor word. Ja. Wil jy nie vanoggend die wat nog kan, bietjie jou knieë weer bietjie buig. En hy sê dit vir die wat kan. As jy nie kan nie, ek verstaan. Daar's ander maniere. Maar gaan bietjie, bid bietjie weer. Soek weer bietjie die Here se aangesig. Gaan klop 'n bietjie weer totdat jy voel, Here, ek breek weer. Hou so 'n bietjie aan. Probeer en probeer weer. Ek het al hierdie getuienis en hiermee gaan ek afsluit. Ek het al hierdie getuienis met u gedeel. Van 'n jong, of dit was 'n jong pastoor, is nou 'n ou pastoor. Wat na diens, na sy eerste diens wat hy gepreek het, en hy dink hy voel so goed oor sy diens, hy het so wonderlik gepreek. Gaan na sy oupa toe, en sy oupa, sy ou Pinkster oomie, vra vir oupa, hoe het ek gepreek? Maar sê, het was goed, maar hy het iets gekort. Hy besluit, oké, oupa, maar wat is dit? En oupa sê vir hom, dit kom net weer gebed. Weet jy, daai jong man, ek kan nie onthou hoe lang tyd nie, ek weet dit was 'n paar dae se tyd, maar in die aande, dan lê hy daar langs sy bed, en hy soek, en hy klop, en hy bid, en hy soek en hy klop, hy bid, hy soek en hy klop, hy bid, hy soek en hy klop. En weet jy, een aand hier net na 12, as ek die getuienis reg kan onthou, die oupa so in die bed, en hy tik almal so in die sy, en hy sê, mama, hoor daar, hy het dit gekry. Halleluja. Hoor daar, hy het dit gekry. Hy probeer en weer probeer. Hy probeer en weer probeer. Amen. Hy het aangehou. Kind van die Here, dit is tyd dat ek en jy weer bietjie met hierdie mentaliteit opkom en sê, Here, dit het dalk nie in hierdie oomblik gewerk nie, maar kom ek probeer dit weer. Here, kom ek probeer bietjie aanhoudend. Kom ek hou aan, tot en met gebeur. As jy 'n vuur begin en hy steek nie in die eerste oomblik aan die, wat doen ons? Los ons op. Ons sal hom blaas. Ek sal nog goeders hier oorgooi, ek sal gaan kyk vir terpentyn, ek sal gaan kyk vir diesel, ek sal gaan kyk vir petrol. Vuur sal daar vuur wees. Ja. Maar in ons gebedslewe kan ons dieselfde sê, of moet ons sê, Here, nee, ek het 'n bietjie opgegee. Here, ek het so 'n bietjie voete van klei gehad. Here, die klop het dalk vir my bietjie te moeilik gevoel. Ag, kind van Here, ek wil jou nie negatief beïnvloed vanoggend nie, maar ek wil vir jou sê, dat die Here vanoggend hierdie gemeente sê, klop. 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 Amen. Hou aan om te klop. Dankie, Here. Hou aan om te probeer. Moet nooit opgee om te probeer. Want die Here wil vir jou 'n antwoord gee.
Ver bo dit wat ek as mens vir U kan gee. God himself wants to answer your prayers this morning. Amen. 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 Dankie, Here. Amen. Nou julle, dit was nou vir my 'n wonderlike tyd in die Here vanoggend. Ek het werklik, ek wil vir julle sê, ek het hierdie nagmaaldiens so geniet. Amen. Amen. Ek geniet 'n nagmaal meer en meer en meer. Elke keer word dit vir my net beter en beter en beter dan nou. Ons wil vir julle baie dankie sê vir die ondersteuning met die jeug se hot chocolates wat hulle verkoop het. Ons waardeer dit. Dankie vir elkeen wat gegee het. Uit ons hart uit wil ek vir elkeen baie dankie sê. U weet dalk nie, u sien dit dalk nie, maar dit maak 'n gaatjie toe in 1 of 2 of 3 of 4 of 5 van hierdie kinders se lewens om deel te wees van die jeugkonferensie nou oor 'n maand. So ek wil vir u baie dankie sê. Die enigste ding is, ons het, as u dalk nog voel u wil, ons kan, as u dalk uit die hart uit voel, en ek wil u nie smeek vir dit nie, as jy regtig in die hart voel, dat u nog 'n bydrae wil maak, is u meer as welkom. Ons moet nog kos vir hierdie kinders koop terwyl ons daai kant is. Ek wil u vra, ek wil 'n beroep op u doen. As dit in die hart is. Hierdie is nie 'n saak wat ek met u oor wil oortuig en ek u moet dit doen nie. As u voel u wil, vat die vrymoedigheid, praat met Christo en met Kayla daar agter vanoggend. Hulle gaan nie meer inligting kan gee, maar ons beplan om ook te help met die kinders vir kos, sodat hulle nie uit hulle eie sakke hoef om vir hulself kos te koop. So ons probeer so min as moontlik geld uit die ouers se sakke uit te maak, of uit die eie ouers se sakke, of uit hulle sakke uit, sodat dit ons net vir die kinders hierdie naweek so lekker as moontlik kan maak, sodat hulle kan hulle besig geniet. Dan wil ek jou herinner, vir die van u wat dit nie weet nie, ons het nou Saterdag gaan ons 'n berading opleiding by die kerk hou. Nou, berading is nie, ons gaan vir jou berading kom gee nie. Ons lei mense op om weer berading in die gemeente in toe te pas. Okay? Op hierdie stadium wil ek vir julle sê, ons het baie mense wat berading nodig het. Maar om alleen hierdie taak te probeer verrig, is 'n swaar taak. Ons het soveel as moontlik hande nodig om ons te help om by die mense uit te kom. Hier's gebrokenis in die gemeente. Hier's baie mense wat sit en wat bekommerd is oor hulle lewe en weet nie waartoe om te gaan nie. En dit baie keer net 'n barmhartige hart, iemand wat net luister, is al wat hulle nodig het. Nou ek en my vrou probeer soveel as wat ons kan, maar ons hande raak kort, so ons gaan 'n bietjie opleiding. Ons kry iemand in die tannie wat dit gaan kom aanbied. Sy's geakkrediteer. Sy het haar meesters, as ek nie verkeerd is nie, in hierdie veld en berading. Baie oulike mens, baie liefdevolle mensie. So u is meer as welkom, ja, ek kan hom adverteer as dit. U is meer as welkom om te kom en deel te kom hê. So ek wil u net herinner dat Saterdagoggend is dan opleiding. Die Here sal jou seën. Die Here sal jou jou laat doen. en jou brood. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede. Dankie, Die Here, ons wil vanmôre kom en te sê baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanoggend in u huis te mag wees. Dankie vir die woord wat uitgegaan het. Here, help ons dat ons hierdie week wat voorlê en die dae wat voorlê, Here, laat ons sal aanhou klop. Halleluja. Ons wil u eer en ons wil u prys. Here, ek wil vra, vandag ons so onder die kosbare bloed van u en bring ons vanaand weer die bestemde tyd hier by mekaar. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen.